Net interessantheidshalwe, ons is vanoggend by die 50ste boodskap uit Genesis. Ek nommer hulle soos wat ek hulle voorberei, dan gee ek hom 'n nommer 01, 02 en ons is nou vanoggend by 50. So, dit was vir my 'n geseënde roete tot dusver en ek vertrou dat u darm iets geleer het uit dit wat die boek Genesis vir ons wil sê. Ons blaai na Genesis 14 waar ons vanoggend gaan lees vanaf, verskoon tog, Genesis 12, né? Is dit 12 of 14? Hoe het ek dan nou gesit? Dis 14, vers 17 tot 24, verkeerd getik in my notas. Genesis hoofstuk 14, vanaf vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk, dit is vers 24. Genesis 14, ek hoop ek het hom reg daar is hy. Genesis 14, vanaf vers 17 tot en met 24. Dit klink so. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek hom tegemoet na die laagte Sawe. Dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: Geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy, dis nou Abraham, hom, dis vir Melchisedek, die 10de van alles. En die koning van Sodom sê vir Abraham: Gee my die mense, maar neem die goed vir uself. Toe antwoord Abraham, die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot die Here, God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. Niks vir my nie. Net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het. Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deel neem. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam, ons nader tot die troon van genade. Ons aanbiddelike Vader, u eer en lof toebring, want daar is niemand lofwaardig soos u nie. Help ons deur die liedere, miskien verse wat ons ken, gedagtes uit die Bybel, om u lof te besing. Want u sy geloof, Here, God van ons vader Israel, God van ons vader Abraham, aan u kom toe al die lof en die eer en die aanbidding van ons hart. Dink aan die woorde van 1 Kronieke 29 waar Dawid bid en hy sê, veral in die lig van dit wat ons vanoggend gaan hanteer, die rykdom en die eer kom van u en u heers oor alles. In u hand is krag en mag. En in u hand is dit om groot en sterk te maak. U het dit met Abraham gedoen. En daardie belofte gaan ons vanoggend sien is ook vir ons. Help ons om na hierdie gedeelte te kyk en onsself te sien, ons eie omstandighede te sien, maar bo alles, help ons om Jesus te sien. Help ons om die evangelie te verstaan, sodat u daardeur geëer kan word. Ons kyk nou na u met 'n verwagting. Sal u ons kom voed? Sal u ons raak sien tot lof en eer van u naam? Amen. Ons praat vanoggend met u oor die seun van Melchisedek. Dis 'n baie bekende naam, daar is 'n tendens, en die van u, ek is nou self nie 'n liefhebber van wetenskap fiksie nie, party van hulle is interessant en so aan, maar daar's 'n tendens in die wetenskap fiksie om 'n karakter te neem
en die karakter dan met tye in die geskiedenis te laat verskyn. So op die regte tyd verskyn hierdie karakter en dan sy weer weg vir 'n tydperk, partykeer is dit 100 jare of honderde jare en dan verskyn hy weer. Wie kan onthou die kinders miskien, ek weet nie kinders of hulle vandag nog vir Dr. Who onthou nie, wat in die tipiese Engelse telefoonhokkie reg deur die geskiedenis verskyn het om raad te gee en so voorts. Meer aktueel dalk of kontemporêr as u lief is vir goeie verhale om te lees, ook nie almal se smaak nie, maar J.R.R. Tolkien se Lord of the Rings trilogie, of is mos meer as 3, né, wat hy geskryf het. Hoeveel was daar? 5? Is daar net 3? In die oorspronklike. Ja, hulle het 5 films gemaak, as ek reg onthou. Ek kyk nou na Dirk, want hy's 'n fan, verskoon die uitdrukking. Maar daar in die verhaal is Gandalf, die towenaar, wat so wegraak. Hy was vir hierdie verhaal, is hy vir die era in Middle-earth wat hulle noem. En dan verskyn hy op die regte tyd. Gewoonlik wanneer Sauron moeilikheid maak en amok stook en daar's 'n oorlog wat broei en dis nou op 'n krisistyd, dan verskyn Gandalf met wat hy ook al nou saambring na die tafel toe. Die Bybel het ook so 'n karakter. En die karakter wat byna op dieselfde manier op plekke verskyn in die Bybel, nie soos die ander in die wetenskapfiksies wat letterlik verskyn nie, maar wie se naam voorkom op verskillende plekke in die Bybel, is hierdie karakter, Melchisedek. Dis egter nie hy wat in die geskiedenis verskyn en dan verdwyn nie, dis net sy naam, maar hierdie misterieuse verwysings na Melchisedek in die Bybel, plek in die Bybel, laat jou besef, hier is 'n belangrike. Ons moet tyd neem om te dink, wat wil die Bybel vir ons sê omtrent Melchisedek? Jy lees in Genesis 14 die eerste keer van Melchisedek. Ons het hier van hom gelees. Die koning, die priesterkoning wat verskyn in Abraham se lewe. Abraham betaal tiendes aan Melchisedek. En dan is Melchisedek weg. Vir bykans 1000 jaar. Want Dawid skryf in Psalm 110 dan weer oor hierdie komende Messias, Psalm 110 vers 4. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Ongeveer 1000 jaar later, hier's Melchisedek weer. En dan, omtrent 1000 jaar later, Hebreërs 5 en Hebreërs 7, daar word nogal baie aandag gewy. Daar word nogal baie gesê van Melchisedek, want hy verteenwoordig Jesus Christus as sy ewige priesterskap, Melchisedek se priesterskap wat vir altyd lewe. Dis 'n groot, dis eintlik baie wat daaroor gesê gaan word, en ons gaan 'n paar keer verwys daarna in die boodskap. Hebreërs 7 vers 3 byvoorbeeld. Hy sê Melchisedek is sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Dis 'n merkwaardige naam, dis 'n noemenswaardige karakter waarby ons vanoggend stil staan. Ek wil sê, dit wat ons vanoggend gelees het in hierdie laaste paar verse van Genesis hoofstuk 14, is 'n ontmoeting tussen twee geestelike reuse, eintlik geloofsreuse. Die Engelse het 'n woord, ons het net nie sy ekwivalent in die Afrikaans nie, maar hulle praat van titans, hierdie helde, reuse. Ons het gelees, Abraham en Melchisedek wat mekaar ontmoet. En weet jy wie is die held in ons verhaal? Is die Here Jesus. Want ons leer van Abraham, en ons gaan vanoggend leer van Melchisedek, maar as jy Jesus mis jy alles. Want dan is dit net 'n stuk geskiedenis wat ons geleer het. Jesus se seun, Jesus Christus se seun, kom nou deur Melchisedek, die priester, na Abraham. Daardie selfde seun word aan ons beloof. Luister vriende, ons is betrokke in die Bybel. Jy moet jouself sien in die skrif, want dit is vir ons gegee. Daardie seun kom na ons toe, en ons moet dit in geloof toeëien, en ons moet verstaan, wat behels dit? Hoekom gee die Here dit vir ons? Nou die vraag wat gevra moet word, en wat ons moet antwoord sommer vroeg,
Wie is Melchisedek? Wie is dit nou werklik? Tussen al hierdie goddelose stede in die Jordaanriviervallei, wat hier in Kanaan woon, goddelose stede, luister, dit was 'n plek waar jy nie wou wees nie, is daar 'n regverdige koning. 'n godvreesende, godvererende priesterkoning. Ons weet dit as gevolg van sy naam. Sy naam is 'n samevoeging van twee Hebreëse naamwoorde. Malki, wat beteken koning, en Tzedek, wat verwys na geregtigheid. So Melchisedek, die koning van geregtigheid. Hy regeer in Salem, dis die stad Salem, heel moontlik Jerusalem. Dis waar die woord Shalom ook natuurlik vandaan kom. Ons ken Shalom, vrede. Dis die stad van vrede. Genesis 14 vers 17 verwys daarna. Hy sê na sy terugkoms van die oorwinning op Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Sawe. Dit is die koningslaagte. Hierdie laagte Sawe waarna verwys word. Waar is dit? 2 Samuel 18 vers 18 sê dit is net buite Jerusalem. Dis heel moontlik in die Kidron-vallei. Dis dieselfde vallei waar die Here Jesus deurgeloop het die aand met sy arrestasie, toe hy deur is om na Getsemane te gaan. Is hy deur hierdie vallei, deur hierdie laagte. Dis in hierdie laagte, in hierdie Kidron-vallei, waar die ontmoeting plaasgevind het, waarvan ons lees vanoggend. Dis interessant, né? As jy die geografie so 'n bietjie ken en jy kyk daarna. Nou selfs tussen hierdie, wat die les wat ons daaruit leer, selfs tussen hierdie goddelose konings, in 'n goddelose plek, afgoddienende Kanaaniete, was daar 'n regverdige koning, 'n godvreesende heerser, wat bekend gestaan het as die koning van geregtigheid. Sy naam het gesê, hy is die koning van geregtigheid, die koning van vrede, van Salem. Dis die laaste plek waar jy hom sou verwag, hier in die Jordaanriviervallei. Maar dit herinner ons natuurlik daaraan dat God werk op vreemde maniere, né? Hoeveel keer het dit nie al met u gebeur dat jy op 'n vreemde plek of op 'n vreemde manier jou vasloop in die seëninge van die Here? Iemand wat die Here ken op 'n plek wat jy nou nie gedink het, ek het nie geweet, hier, werk jy hier, of hoe het dit gebeur dat jy hier geëindig het? En dan ontmoet jy iemand wat vir jou regtig 'n seën is. God werk op vreemde maniere. Sy genade is op die mees onverwagse plekke aan die werk. Hoekom? Want alles is sy knegte. En ons moet ons oë oopmaak vir die seën en die teenwoordigheid van die Here. Nou Abraham het heel moontlik vir Melchisedek geken. Ek sê so omdat Abraham op hierdie stadium in Hebron woonagtig was, en Hebron is nie baie ver van Jerusalem af nie. Hulle sou van mekaar geweet het, maar ek glo hy het Melchisedek geken. Dis hoekom Melchisedek hom tegemoet getrek het. Dis die een deel van die antwoord op die vraag, wie is Melchisedek? Maar 'n ander deel vind jy in vers 18 wat ons gelees het. En Melchisedek, Genesis 14 vers 18, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Hy was die koning van Salem, 'n regverdige koning, die koning van geregtigheid, maar hy was 'n priester van die Allerhoogste God, sê die Bybel. Dit beteken, hy het offers gebring aan die Here. Dit beteken Melchisedek het opgetree as 'n middelaar tussen mens en God. Nou dit bring vrae na vore. Hoe kan dit wees dat daar uit die vervloekte lyn van Kanaan, want dit was mos nou die ander seuns van Noag. Hoe kan dit wees dat daar uit die vervloekte lyn van Kanaan, is nie die lyn van Sem nie, 'n man kom wat nie net die Here ken nie, maar wat 'n priester is tussen die ander goddelose stamme en families. Is hier 'n man wat 'n priesterkoning, 'n koning van 'n geregtigheid is, wat God ken, hom aanbid en eintlik hom vereer, vir hom lewe. Ek glo dit was deur die voorvaders, was daar tradisies wat oorgelewer is, selfs onder die goddeloses. Noag het vir sy seuns geleer, dis hoe jy tot God nader. Julle onthou toe ons van Noag gepraat het, toe hulle uit die ark uitgekom het, Sem, Gam en Jafet, hulle het
'n altaar gebou. Noag het hulle gewys, dis hoe jy dit doen. Hy het sy kinders opgevoed volgens die tradisies wat van Adam se tyd afkom, het Noag voortgegaan en God se reddende genade vir hulle geleer. Dit was die weg tot God. Dis hoe jy offer tot hierdie God. Jy bring 'n offer aan God. Daar's 'n wenk wat vir ons iets sê. Hoekom ek met vrymoedigheid kan sê, hy was nie uit die stam van Sem nie. Hy gebruik nie die naam Yahweh, soos wat ons dit ken, of Jahweh, soos wat die Hebreëus nagenoeg sê nie. Maar hy verwys na God as die skepper God, El Elyon. En dit neem jou terug na dit wat Noag van gepraat het, toe Noag uit die ark uitgekom het. Die seën van God op Noag en op sy seuns. Daarvan af het die wêreld mos nou weer bewoon geword. Hy het verder geweet, daar is net een God. Want hy praat van God die allerhoogste. Die Engelse vertalings, die meeste van hulle sê, the most high God. Mooi uitdrukking. Die allerhoogste, daar is net een. Hy het geglo, daar is net een. So hy was nie 'n afgodsdienaar soos diegene wat om hom gebly het, die ander goddelose konings nie. Sonder twyfel het hy geweet van die allerhoogste God, en hy het geweet van 'n Messias wat sou kom, wat van Genesis 3 vers 15 saamgekom het met die moederbelofte. Noag sou dit vir sy seuns geleer het, hulle het dit oorgedra. Selfs Gam en Jafet het dit oorgedra, maar hulle het geweet, dit is die tradisie. Ander het gekies om nie die tradisie te volg nie. Ons kinders word baie keer groot, selfs kinders wat nie in kerkhuise groot word nie, hulle word geleer, miskien op skool of elders hoor hulle van God. Party van hulle kies om te kom luister, kom kerk toe, kom terug, kom hoor, wat sê die woord, wat sê God, hoe kan ek hom ken, hoe kan ek hom dien? Ander van hulle sê net, nee, ek gaan maar aan, soos wat ek wil. Nooit weer in die kerk nie, verpes dit as iemand hulle uitnooi, miskien sal hulle in die kerk kom met 'n bruilof, of met 'n doop, of met iets, ek weet nie, met geleenthede, praat van strooi Christene, wanneer daar grond gestrooi word met 'n begrafnis, of konfetti gestrooi word met 'n bruilof, of water gestrooi word met 'n doop. Strooi Christene, nie regte Christene nie. Maar nou, die boodskap is duidelik. Melchisedek het God geken. Melchisedek was 'n reus, 'n geestelike reus. En ten spyte van geringe verskille, sien ons ooreenkomste in hulle geloof teenoor God. Abraham het meer openbarings gehad, hy het dalk meer geweet. En ek sou graag meer wou weet omtrent Melchisedek, ek persoonlik. Maar die Bybel sê vir ons baie min oor Melchisedek. Daar is teorieë. Dit wat ons lees van hom, en hy verskyn op plek nog verder in die Bybel, nou is daar teorieë. Baie van die Jode het gesê, Melchisedek is eintlik Sem. Dis onwaarskynlik, want dit sal hom die oudste lewende mens maak op hierdie stadium op aarde. Maar die feit hoekom dit baie onwaarskynlik is omdat die Bybel dit nie sê nie. Daar's geen bewyse in die Bybel daarvoor. Dis blote tradisie wat die Jode aan vashou. Daar's van hulle wat vandag nog daaraan vashou. Die Jode sê dit was Sem. Melchisedek was Sem. Ander mense, en dit is ook onder evangeliese kringe waarvan ons deel is, glo Melchisedek was 'n engel. Hy was nie regtig 'n mens nie. Geskoei op die woorde van sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sê hulle dit moes 'n engel gewees het. Ek glo ook nie dis waar nie, en ons sal later sê hoekom. Ander glo dit was Jesus in sy, voordat hy geïnkarneer is as 'n mens, het hy verskyn op verskillende forme, as 'n engel of as 'n man. Jy praat van die groot woord, 'n pre-geïnkarneerde, teofaniese openbaring. So, Jesus het as Melchisedek verskyn aan Abraham. Die probleem daar is Hebreërs 7 vers 3 wat sê, gelykgestel aan God. Dit beteken letterlik, die Griekse woord is soos wat die Engels sê, dit resembles God, dit wys God, hy word aan hom gelykgestel, hy word vergelyk met hom. En dit kan nie wees nie, want Jesus word nie met hom vergelyk nie, hy is God. Jy kan nie om 'n vergelyking trek tussen God en Jesus nie. Daar's 'n probleem, 'n grammatiese probleem in Hebreërs 7 vers 3 om te sê, dit was 'n
inkarnasie, dit was 'n pre-inkarnasie verskyning van Jesus. Maar nou die antwoord is weer eens baie vaag. Ek moet vanoggend vir u sê, as ek kyk na wat die Bybel my leer, en dit wat ek weet, dit was 'n man, daar word min van hom gesê, omdat ons nie nodig het om meer van hom te weet nie. Maar die bietjie wat ons van hom weet, is genoeg om by hom te leer, en om vanoggend ook oor hom te praat. Hy simboliseer Jesus. Hy verwys en hoor hier van Jesus, as hoëpriester, as koning. En Hebreërs benadruk die feit, dat Jesus groter is as enige hoëpriester, groter is as Moses, groter is as alles wat die Jode groot geag het, want dit was 'n Joodse gehoor. Maar wie sal ons dan sien as ons Melchisedek bestudeer? Dis wat ek aan die begin vir u gesê het. Wie is hierdie priester dan nou? Ons moet Jesus sien in sy lewe. Hebreërs 7 vers 4 sê, let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aardsvader, 'n tiende van die buit gegee het. Aaron, die Levitiese priester se stamvader, is die een wat verteenwoordig is in Abraham, so dis die nageslag. So hulle het in Abraham tiendes gegee aan Melchisedek, en dis hoekom die Hebreërs skrywer sê, dink 'n bietjie hoe groot moes hierdie man wees, dat Aaron, en daarom die hele Levitiese priesterskap, in Abraham, aan hom tiendes gegee het, hom vereer het, as priester. Dink hoe groot moes hierdie man wees. So Melchisedek is belangrik, nie net omdat Jesus se voortreffelikheid daar in sy lewe sigbaar is, en sy heerlikheid, grootheid daarin vir ons uitstaan nie, maar daar is 3 punte waarna ons vanoggend vinnig gaan kyk. 3 baie belangrike sake wat gestel word omtrent Melchisedek se priesterlike bediening. Die eerste ene is, Jesus, soos Melchisedek, is koning en priester. Vers 18. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. So daar sien jy in een vers, hy was koning en hy was priester. Nou toe die ampte in die Israeliese tyd gegee is, toe die godsdienstige ampte vasgestel is onder Moses, was daar 'n baie streng onderskeid tussen koning en priester. Ek gaan nie tyd vat om dit vir u te verduidelik of voorbeelde te gee nie, want daar was priesters, daar was konings wat priesters wou wees, hulle wou die werk van 'n priester doen en hulle is gestraf, want jy kan nie. Daar was geen mens soos Melchisedek in hierdie sin, wat koning en priester was nie. Dawid bring eer aan die komende Messias in Psalm 110 vers 4. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Jesus, die Messias koning, waaroor die Messiaanse psalms gaan, Jesus wat koning is oor alles, is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy kombineer dus die koninklike en die priesterlike amp, iets wat vreemd was, oral in die Bybel. Baie jare later sê die profeet Sagaria, in Sagaria 6 vers 13, weer eens praat van die Messias, ja, hy sal die tempel van die Here bou, en hy sal majesteit verkry, en sit, en heers op sy troon, dis die koninklike rol, ook sal hy 'n priester wees op sy troon. Vreemd. Die Israeliete, as jy 'n Jood is en jy lees dit, kan jy nie anders as om te frons nie, want 'n priester wat op sy troon sit, 'n koning en 'n priester, dit gaan nie saam nie. En die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan. Dis een van die mooiste aspekte van die evangelie. Jesus, die koning, was 'n priester. Hy was die priester wat geoffer het voor God, 'n aanvaarbare offer gebring het. As hoëpriester het hy die offer in die teenwoordigheid van God ingeneem. Maar hy was ook die offer. Want sy liggaam, dis wat ons met nagmaal doen, sy liggaam is gebreek vir ons. So hy was die priester en die offer, 'n koning wat 'n priester was. Hoor wat sê Hebreërs 7,
vers 26 en 27. Nou hierdie is 'n reeks wat ek eintlik nou saambind, maar volg net mooi. Hy sê in Hebreërs 7 vers 26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Hy praat van Jesus wat geen sonde gehad of gedoen het nie. Wat hoër as die hemele geword het, praat van sy posisie. Hy is aan die regterhand van God. Vers 27, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir hulle eie sondesoffers te bring en dan vir die van die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Sien u die elemente van die evangelie daarin? Jesus het nie nodig om gedurig deur offers te bring soos die priesters van die Ou Testament nie. Hy het net een offer gebring en dit beklemtoon die feit dat dit 'n volmaakte offer was, want hy as volmaakte hoëpriester het 'n volmaakte offer gebring en dit was hy self wat hy geoffer het, waar voor God die Vader, nie in 'n tempel hier op aarde nie, maar voor God die Vader in die heiligdom van God. Die mooiste beeld van die evangelie. Jesus, die koning, is ons priester. Maar dit bring ons tweedens by die gedagte van Jesus, soos Melchisedek, is koning van geregtigheid en vrede. So hy's priester soos Jesus, priester, maar hy's ook koning van geregtigheid en vrede. Ek het vir julle gesê daar's twee woorde in Hebreëse twee Hebreëse naamwoorde betrokke by sy naam, Melchisedek, Malki en Tzedek, koning en geregtigheid. En hy regeer in Salem, so in sy naam en daar waar hy regeer, hy's die koning van vrede. Is dit 'n beskrywing nie net van waar hy gebly het en wat sy naam was nie. Dit sê vir ons, die naam en die titel van Melchisedek sê vir ons, in daardie orde het dit betrekking op Jesus. Hy is die koning van geregtigheid en die koning van vrede. Hy offer aan ons vrede. Jesus, as die prins van vrede, offer aan mense sy vrede, nadat jy eers sy geregtigheid verkry het deur sy dood. Dis in daai volgorde, dis baie belangrike volgorde. Daar bestaan inteendeel nie so iets in die Bybel soos vrede sonder die geregtigheid van God. Jy gaan dit nêrens kry nie. Vrede kan nie daar wees as daar nie geregtigheid is nie. James Boyce skryf oor die gedeelte en hy sê, the trouble with so many people today is that they want peace without righteousness. Weet jy hoe soek mense na vrede vandag? Innerlike vrede, vrede in hulle lewe, net vrede in hulle gemoed. Vrede, mense soek vrede. Kan dit nie net rustig raak? Kan my gedagtes nie net rustig raak? Ek soek soveel vrede. The trouble with so many people today is that they want peace without righteousness. They want to keep their sin. They just don't want to be troubled by its consequences. Sien jy, as jy nou die kolletjies aan mekaar verbind, sien jy die prentjie baie mooi. Wat James Boyce eintlik doen is, hy sê, hoekom het ons onvrede? Omdat ons sonde het. Maar as jy God se geregtigheid het, dan kan jy sy vrede kry. Die Bybel maak dit baie duidelik, daar is nie so iets soos vrede, ware vrede, sonder God se geregtigheid. Jesaja 57 vers 21 is 'n klassieke teks. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. In die konteks sê, dis soos 'n see, die see wat net nooit rustig raak nie. Die see is heeltyd besig om water en skuim, hy's woelig, heeltyd woelig. So is die goddelose se hart. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Mense sê vandag, ek soek na vrede. En as jy met iemand diep gesprek het en hy sê vir jou, ek soek na 'n godsdiens wat vir my vrede kan bring. Ek soek na 'n godsdiens waar ek ware vrede kan kry. As dit waar is, dan moet jy vir so ou sê, maar eintlik soek jy na die Here Jesus. Dis alwaar jy waarlik vrede gaan kry, is by die Here Jesus. Paulus sê in Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, kyk na die volgorde weer eens, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Kan jy dit sien? Daar's nie vrede as jy nie geregtigheid het nie, maar wanneer jy na hom kom en jy kry sy vrede, jy kry sy geregtigheid,
dan ontvang jy 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Sy geregtigheid, dan sy vrede. Melchisedek, die koning van geregtigheid, is die koning van Salem, die koning van vrede. Die derde gedagte wat ons moet sien, soos Jesus, soos Melchisedek, is ook ewig priester. Dis 'n baie belangrike punt. Hebreërs 7 vers 3 beklemtoon dit as hy sê, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God. Daar's daai woordjie gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Hy praat van Melchisedek wat sy priesterskap gaan aan. Hy bly vir ewig priester. Nou die skrywer van Hebreërs benadruk net die feit dat Melchisedek nie, soos wat jy sou verwag, van iemand wat so belangrik is, dat hy 'n geslagsregister moet hê. Iewers moet daar iets neergeskryf wees. Hebreërs sê, hy het dit nie. Dis vreemd, maar dit beteken nie hy is 'n engel nie, dit beteken nie noodwendig hy is 'n pre-geïnkarneerde openbaring van die Here Jesus nie. Dit beteken bloot net, hy het nie 'n geslagsregister nie. Baie van die Jode roem op hulle geslagsregisters. Dit was een van die stryery in Paulus se dae. Hulle het geroem op, nee, ek kom van daai geslag af en ek kom van Juda af. Jy weet, Juda was 'n getroue geslag en allerlei dinge. Hy sê Melchisedek het nie 'n geskrewe geslagsregister gehad nie. So jy sou dit verwag, maar hy het dit nie gehad nie. Nou ek wil vir u sê, die Levitiese priesterorde, die nageslag van Abraham, van Aaron, was nie veronderstel om vir altyd te hou nie. Die Levitiese priesterorde, waarvan Melchisedek nie deel was nie veronderstel, dit was nooit ontwerp deur God om vir altyd te hou nie. Hoe weet ons dit? Want die hele priesterorde in die tyd van die Israeliete was net 'n heenwysing na Jesus se priesterskap, en hierdie priester, sê die Hebreërs skrywer, is in Adam onderdanig nog aan Melchisedek se priesterskap, want Melchisedek se priesterskap bly vir ewig. Lees in Hebreërs 7 vers 11. Hy sê, as daar inderdaad deur die Levitiese priesterskap, want daaronder het die volk die wet ontvang, as daar volmaaktheid gekom het, waarom was dit dan nog nodig dat 'n ander priester opstaan volgens die orde van Melchisedek, eerder as een wat beskryf word as iemand wat volgens die orde van Aaron is? En die Bybel is eintlik duidelik, né? As die Levitiese priesterskap jou dan volkome kan red, hoekom moes daar 'n ander een opstaan, sê die Hebreërs skrywer. En as jy sy redenasie volg, dan sê hy, Jesus was nodig. Omdat die Levitiese priesterskap verwys het na Jesus, was hy nodig om op te staan, en toe hy as priester verskyn het, en hy sy volmaakte offer gebring het, toe het die offers opgehou. Hoe weet ons dit? Sy offer het alles volmaak. En die praktiese bewys daarvan is, die voorhangsel skeur van bo na onder, en dit laat die weg oop vir enige een om in te gaan. Dis nie meer nodig om 'n priester te hê nie. Dis nie meer nodig om na 'n priester te gaan en deur hom te offer nie. Jesus is ons priester. Die Levitiese priesterorde was nie bedoel om vir altyd te wees nie. Dit was bloot net 'n skaduwee. Dit was bloot net 'n skadubeeld. Die skeur van die voorhangsel wys is onnodig, en dan wat 'n vertroosting ook. As ons weet Jesus is volgens Melchisedek se priesterorde ewig priester. Hoekom is dit 'n vertroosting? Want dan kan hy my volkome red. Selfs al sou ek ontrou wees, hy bly getrou, hy bly priester vir ewig. Hebreërs 7 vers 25, een van die mooiste versies, en ek wil jou uitdaag om dit te leer ken. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Dis die mooi. Ons priester is ewig. Sy priesterskap ewig. Net soos Melchisedek se priesterskap. So hy's ewig priester. Nou na die seën wat Melchisedek op Abraham kom uitspreek het, en hy bring vir hom wyn en hy bring vir hom brood, kom die koning van Sodom
En hy sê vir Abraham, vat vir jou die byt. Jy was die held, dit kom jou toe. Vat, gee net die mense vir my. Ons het dit gelees in hoofstuk 14 vers 21. Die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir Israel. Daai goed is die byt waarvan ons praat. Nou dit was glad nie 'n vreemde saak in daai tyd nie. As jy die een was wat die oorlog wat deel gehad het in die oorlog, veral as jy die leier was, die generaal was in hierdie oorlog, die byt is joune. So die koning van Sodom sê vir Abraham, vat wat joune is, die byt kom jou toe, vat dit. Maar die mense is myne, gee die mense net, my mense, dis soos 'n koning maar maak, dit gaan oor sy mense. Maar in vers 22 tot 24 sê Abraham die volgende. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en die aarde. En ons het by die bid hier Woensdag gesien, daai beteken the possessor, die eienaar van die hemel en die aarde. Dis hoe hy vertaal moes gewees het, die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die skepper, maar hy is ook die eienaar. Dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. Niks vir my nie. Net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deel neem. So die ouens wat saam met my gaan veg het, dit was nou die ander bondgenote wat hy saamgevat het, laat hulle vat, maar ek gaan niks vat nie. 2 redes waarom Abraham niks wou vat nie. In die eerste plek, en hier is vir ons voorbeelde, ek wil jy moet baie mooi na my luister. Hy wou hom nie meng met die goddeloosheid van Sodom nie. Hy het baie goed geweet, as hy van daai byt sou neem, en onthou dit kom hom toe, maar as hy van daai byt sou neem, sou daar 'n sekere verpligting teenoor hom wees, of op hom gelê word teenoor die koning van Sodom. Daar sou 'n mate van 'n verbond gewees het. Daar sou iets gewees het tussen hom en hierdie goddelose koning van Sodom, en hy wou dit nie hê nie. Hy wou dit nie hê nie. Die transaksie sou hom onder sekere verpligtinge plaas. Wat 'n voorbeeld vir ons. Wat 'n voorbeeld vir ons. Ons het gepraat oor die gedagte in hierdie wêreld te wees, maar nie van hierdie wêreld te wees nie. Luister vriende, daar is sekere dinge wat 'n kind van God mag doen. Maar voorwaar, as jy dit doen, moet jy weet, jy gaan 'n verbondgenootskap aangaan met die wêreld om jou, en daar gaan probleme in jou lewe ontstaan. So dis maar beter om dit nie te doen nie. Soos Paulus praat byvoorbeeld by geleentheid van die eet van vleis wat aan afgode geoffer is. Paulus sê, luister, ek kan dit eet, dit gaan my niks doen nie. Maar terwille van, daar's altyd terwille van, doen ek dit eerder nie. En hier is die geheim van iemand wat hom in geloof aan die Here toewy, om te sê, die Here is my God. Ek wil my nie verryk in hierdie wêreld nie, dit gaan nie vir my oor die dinge van hierdie wêreld nie. Ek wil 'n seën wees in hierdie wêreld. Ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. En ek gaan my nie so verbind, so heg verbind met hierdie wêreld, dat ek nie meer nodig het om na God te kyk, om my te dra nie. Laat dit vir ons 'n les wees. Laat dit vir ons 'n voorbeeld wees. Bly afhanklik van die Here. Ek sê altyd, en hier staan nou 'n boer voor hier, soos 'n Afrikaner boer, wat met julle praat vanoggend. Ek het al baie keer gesê, vir my die naaste aan die aarde is die boere. Hulle is afhanklik van reën, hulle is afhanklik van die Here se sorg, hulle is afhanklik van die Here in 'n baie nouer sin as ons ouens wat dalk nou in die stad bly en ons draai 'n kraan oop en ons water en ons, jy weet, gaan bank toe en ons trek geld of wat ook al, jy's 'n bietjie losser. Die boere is mos baie nouer, afhankliker, behoort te wees van die Here. En daarom is dit vir my so sleg as die boere in goddeloosheid verval. As ons volk hulle rug op die Here draai en nie meer besef waar kom die reën vandaan. Ons leer dit vir die sonnaskoolkindertjies, maar die boere vergeet dit. Want hulle lewe in hulle goddeloosheid en hulle besef nie. Alles kom die Here toe. Alles kom van die Here af. Wat 'n voorbeeld. Ons is in hierdie wêreld. Moenie soos die wêreld word en van hierdie wêreld word. So hy het eerstens nie wou meng met die goddeloosheid van Sodom en die ander stede nie. Dis hoekom hy nie van hierdie goed gevat het nie. Maar tweedens, hy was vasberade om die oorwinning, en die oorwinning wat hy behaal het nou, om die eer net
aan die Here te gee. Om absoluut die eer aan die Here te gee. Ons het gelees in vers 23 die see gedeelte. Sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. Dit was 'n groot oorwinning wat hy behaal het. Luister vriende, in ons konteks, in die konteks van dit wat ons vandag beleef, ek weet nie of 'n goeie illustrasie nou sal wees die lotto nie, want die lotto is 'n goddelose ding. Dis soos om 'n onwetende oom of tannie in Engeland te hê wat jy nie van weet nie en hy of sy gaan dood en jy erf 300 miljoen euro of pond. Dit is 'n massiewe klomp byt. Dis soos jy gaan vir die res van jou lewe nie weer werk nie, jy kan nou maar aftree. Dit is die ekwivalent waar Abraham nou is. En hy sê, ek wil dit nie hê nie. Ek wil nie hê, jy moet sê, jy het my ryk gemaak nie. Hoekom doen hy dit? Want al die eer moet God toe kom. Voordat Abraham die byt oorgee aan die ander konings, want hy sê, toe gee dit vir die ander ouens, maar nie vir my nie. Hoor wat sê hy in vers 20. Geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Dis nou wat Melchisedek gesê het, né? Toe gee Abraham hom die 10de van alles. Wat Abraham doen is, publiek, in die openbaar, verklaar hy sy trou teenoor God. Hy sê, ek het nie julle goed nodig nie. Ek het nie julle besittings nodig nie. Ek het niks van julle nodig nie. God is my God. Dis wat hy hier doen. Melchisedek reageer met 'n seën. Melchisedek sê vir hom in vers 18, en Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, hy het brood en wyn gebring. Hy seën Abraham met hierdie. Nou hierso is die ouens gaan maal, hulle sê dis nou waar die nagmaal vandaan kom. Dit is nie waar nie. Ek glo nie dis waar die nagmaal vandaan kom nie. Die Bybel is diep en ryk en so aan, maar hier lê vir my betekenis in weliswaar 'n verwysing, maar nie 'n direkte verwysing nie. Maar hier is koninklike kos. As hy hom die noodsaaklike lewensmiddels wou gee, sou hy hom water en brood gegee het. Maar hy gee vir hom wyn en brood. Koninklike kos. En dan 'n priesterlike seën in vers 19. En hy het hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste. Namens God spreek hy 'n seën uit. Hy sê, jy's geseën deur God die Allerhoogste. Die skepper, die besitter, die eienaar van hemel en aarde. Dis God, wat deur Melchisedek sy welbehae, as jy wil, sy tevredenheid uitspreek teenoor Abraham. Want Abraham se geloof het gegroei. Ons het nou al gesien hoe Abraham, waar hy vandaan kom, onthou julle in Egipte, hy het gegroei, hy het bestendig geraak, nou vertrou hy op die Here, en hier kom 'n toets. Abraham, hier's geld te maak. Abraham, hier's goeie geld te maak. Jy hoef nooit weer te werk nie, Abraham, jy hoef nooit weer te bid nie, jy hoef nooit weer. Abraham sê, nee dankie. Ek verkies om van God afhanklik te wees. Vriende, ons grootste doelwit in hierdie wêreld moet wees, God moet verheerlik word. Ek verstaan ons moet geld hê, verstaan ons moet werk, ons moet kos op die tafel sit, al hierdie dinge is so, dis waar. Maar wat 'n voorbeeld. Abraham verkies die seën van Melchisedek, die seën van God, en hy bewys daardeur, al wat hy regtig nodig het, is die Here. Kan ek dit weer sê? Hy bewys daardeur sy geloof as hy sê, al wat ek regtig nodig het, is net die Here. Kan dit gesê word van u en my? Ons kan dit nie baie vinnig sê, as ons bereid is om kompromie te maak, sodat ons meer geld, of sodat ons beter, jy weet, kan bly, of ry, of wat ook al aantrek, of wat dit ook al mag wees. Vertrou ons net op die Here. Nou ek sluit af. Ek het vir julle gesê, ons moet Jesus sien. In Melchisedek het ons op gesien. Priester, koning van vrede, koning van geregtigheid. Ons sien die Here Jesus. Daar's baie meer wat ek kon sê, maar hier is dit. Jesus hang aan die kruis. En jy ken die kruisverhaal, ons nader nou Paasnaweek. Ons
sien hom aan die kruis hang en bo sy kop hang daar die aanklag wat die Jode teen hom gehad het, wat Pilatus laat skryf het, en hulle het daar vasgesit teen die kruis, Jesus die Nasarener, die koning van die Jode. Hulle kon net sowel daar gesê het, Melchisedek, die koning van geregtigheid. Want in die beskuldigings en in die hofsaak en in al hierdie kwessies was daar geen rede om hom te veroordeel nie. Pilatus het dit gesê, ek vind geen skuld aan hierdie man nie. Weet nie hoekom wil julle hom dood hê nie. Melchisedek, die koning van geregtigheid. Die keuse wat Abraham gehad het, is egter 'n keuse wat ek vandag ook het. Jy kan of jou hoop plaas in die geregtigheid en die vrede van ons koning priester, die Here Jesus, en sê Here, dit is U wat ek wil hê. Bo alles wil ek net U hê. Of jy kan sê, dis vir my belangriker wat ek in hierdie wêreld is. Die rykdom, die plesier, die roem van hierdie wêreld. Hoe sê hulle, waar ek bly, wat ek ry en wat ek kry. Dit wat vir die mense saak maak. As dit vir ons belangriker is as die Here Jesus, dan is ons nie soos Abraham nie. Dan is ons nie soos Melchisedek nie. Dis nie net Abraham se keuse nie, dis ook ons keuse. Dis nie net sy seun nie, maar deur hierdie vertelling kom sy seun ook na ons toe, want dit is aan sy nageslag. Daarom sê Paulus in Galasiërs 3 vers 9, sodat die wat uit die geloof is, dis die kinders van God, as jy jou geloof in die Here Jesus geplaas het, as jy weergebore is, dan het jy hierdie sekerheid, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. Sien jy hoekom sê ek, die seën kom ook na ons toe? Dis nie net daar verhaal in die Ou Testament nie, dit kom ook na ons toe. Die direkte vertaling het hierdie versie so vertaal, hy sê, daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën. As u geloof in die Here geplaas het, is u deel daarvan. Dan kan u en ek daarin deel. En dis mooi, dat ons vanoggend, miskien vir die eerste keer, maar dalk by herhaling, dalk by hernuwing vir die Here moet sê. Soos Abraham moet sê, niks vir my nie. As daar dan praktyke is, as daar dinge in my lewe is wat nie reg is nie, as daar kwessies is waar ek die grys gebied so 'n bietjie groot gemaak het en die wit en swart gebiede klein geword het, dat ek die lyn sal trek en sal sê nee, ek kies om my te skaar by die Here. Vat alles van my, maar los net die Here. Dis uiteindelik al wat ek nodig het. Dat ons dit sal regtrek, vriende, sal regstel in ons lewe. Kom ons wees prakties, dat ons eerlik sal wees in alles wat ons doen. Opreg sal wandel voor mens en voor God. En dat ons getuienis op sigself God sal verheerlik. Ek wil afsluit met 'n lied, die woorde van 'n lied. Ek gaan dit nie sing nie. Die woorde van 'n lied wat Graham Kendrick geskryf het. Ons sing dit soms by die aanddienste. Want dan speel ons die agtergrondmusiek en ons sing daarmee saam. Maar die lied klink so, hoor, luister na die woorde. All I once held dear, built my life upon. All this world reveres and wars to own. Dis nou daai dinge wat die wêreld vir ons wil gee en wat die wêreld ons bied, né? All I once thought gain, I have counted loss. Spent and worthless now, compared to this. En dan kom die koorgedeelte wat ek net nou gaan lees. Hoor die tweede versie. Now my heart's desire is to know you more. Dis 'n gebed voor die Here. My heart's desire is to know you more. To be found in you and known as yours. My kollegas, my bure, my familie, my mense moet weet, ek behoort aan U. Ek is nie te koop nie, ek behoort aan die Here. To possess by faith what I could not earn. All surpassing gift of righteousness. En waar is ons geskenk van geregtigheid? Dis net die Here Jesus. Ons het niks anders nie.
Die geskenk wat God vir ons kom gee, die geskenk van die Here, ons geregtigheid. Hoor nou die woorde van die koortjie. Hy sê, knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all. You're the best. You're my joy, my righteousness. And I love you, Lord. Kan jy dit sê? Ek sê baie keer vir mense, jy kan die predikant flous en jy kan die ouderling flous en jy kan selfs jou familielede flous en jy kan mense om jou flous. Maar jy alleen sal weet, is jou liefde vir die Here wat maak dat jy lewe soos wat jy leef. Is jou liefde vir die Here brandende? Is jou liefde vir die Here die getuienis dat jy getrou wil bly, wil doen wat reg is? Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is ons hemelse Melchisedek. U is ewig priester, die koning van vrede. U is die prins van vrede, word U beskryf deur Jesaja. En al hierdie wonderlike liedere wat ons sing, dat ons net telke male dink aan hoe groot, hoe heerlik U geregtigheid is. En as U nie my geregtigheid is nie, dan is daar vir my geen hoop nie. Ons wil U aanbid vir wie U is, vir wat U gedoen het. Ons wil U loof vir U troue liefde. En ons wil soos hierdie lied ons ook nou leer, as daar harte is wat saam met my in geloof kan sê, ons wil U ken, Here. Ons wil saam met Paulus sê, dat ek hom kan ken, in die krag van sy opstanding, terwyl ek aan sy lyde gelykvormig word, dat ek U kan ken, en dan aan die einde van hierdie liedjie, en ons het U lief, Here, omdat ons U lief het, wil ons meer en meer vir U leef. Help ons in geloof om hierdie dinge te sien en dit vir onsself toe te eien. Help ons om getrou te wees. Amen.